Liewe gemeente, baie welkom by ons nagmaal video. Ek herinner ons ook aan die preek video, die een net voor hierdie een. En dit is dan vir my 'n baie groot voorreg om vir ons voor te gaan met die nagmaal formulier. Voordat ons die nagmaal gebruik, kan ons ietsie kry om te eet. Dit maak regtig nie saak wat dit is nie. Ek het 'n stukkie broodrol en ek het 'n bietjie sap. En dan soos wat ons die tekens saam gebruik, dink ons ook aan hierdie spesiale dag, soveel eeue gelede. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here self het die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd waar die verband tussen Christus en die gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit onder andere die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as vir elkeen hierdie brood voor hulle oë gebreek word en hierdie beker aan hulle gegee word, en ons dit by die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons, so volledig asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan, en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die sekerheid wat die waarborg ons gee, is nie gegrond op ons gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is ook 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, sodat geregtigheid daarin kan woon. In die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is ook ten slotte 'n fees van dankbaarheid. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. Liewe gemeente, kort voordat Jesus in hegtenis geneem het, het hy en sy disippels saam geëet. Toe vat Jesus die brood, breek dit en sê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek gaan word. Neem nou dit wat jy gaan eet dit, dink daaraan en glo dat die Here se liggaam jou sondes weggeneem het. Toe Jesus klaar geëet het, toe het hy die beker geneem en gesê, hierdie is my bloed, die teken van die nuwe verbond. Vat dan nou dit wat jy gaan drink dit, dink daaraan en glo dat die Here se bloed vir jou die nuwe lewe gee. Ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus, ons aanvaar vandag opnuut die enorme geskenk van u verlossing. Here, en ons vra dat u ons vrees vir verwagtinge, vir vooruitskouings, vir laste wat ons onsself oplê, sal wegneem, Here. En dat ons sal optree waar en wanneer en hoe u ons roep, sonder vrees. Want u het reeds vir ons gewys, en u is daar vir ons ook verlossing.
U het gesterf, sodat ons die ewige lewe mag hê. Amen.